Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video gaan ons verder kyk na eksponente. Dis nie 'n verduidelikingsvideo hierdie nie, hierdie is 'n voorbeelde video. Ek het amper, ja, nie amper nie, ek het letterlik 17 voorbeelde saamgestel. Dit gaan van A tot Q. 17, nou weet die Q is die 17de letter in die alfabet. Maar ek het 17 van hulle voorgestel of gedoen, gemaak, wat ook al. En ons gaan nou al 17 van hulle kyk. As jy ek weet nie hoe ek dit gaan opdeel nie. Ek gaan net sê okay, hier begin ons met die een tipe voorbeeld, daar begin ons met die ander tipe voorbeeld. Maar jy kan tussendeur hulle skiep. Iewers in die toekoms, as ek nou regtig verveeld is, gaan ek sit en mooi 'n verduideliking by elke voorbeeld gee van in die descriptions, jy weet op die channel self, op die YouTube video. Kan jy mos afgaan en dan staan soos 'n uitleg van wat aangaan, wat noem hulle dit? Wat noem ek dit? Die chapters of wat is die ander woord? Ek weet nie, maar dit word opgedeel in seksies. So iewers in die toekoms sal ek miskien 'n verduideliking inbring van elke voorbeeld. Dit sal op baie goed wees en dan kan jy sien, okay, hierso byvoorbeeld sien jy dat okay, hierdie ding en daai ding gaan nou met mekaar gemaal word, maar dis nou verskillende grondgetalle of suites en dan kan jy nou spesifiek sien toe gaan. Ek gaan nie dit nou vir nou doen nie. So as jy die video nou kyk en dit is so gedoen, is dit great en ek is trots op myself dat ek dit gedoen het. Maar dit gaan regtig baie moeite wees, so die kans dat ek dit gaan doen is baie skraal. Maar skiep net na die video toe of die voorbeeld toe wat jy wil doen. Of doen dit almal. As jy sukkel met eksponente, na hierdie video gaan jy nie meer sukkel met eksponente nie. Glo my. Want hierdie video se standaard is nou nie heeltemal op graad 8 vlak nie. Ek het dit 'n bietjie moeiliker so hier en daar gemaak sodat jy bietjie buite die boks kan dink, voorbeelde sien wat nie net te doen het op jou jaarvlak nie, maar dalk eerder 'n graad 9 vlak. Net sodat, want as jy nou 'n 80s kandidaat is. Ek was nooit 'n 80s kandidaat nie. Maar as jy is, kan jy hierdie video kyk. Daar's 30% se moeilike berekeninge vra wat hulle jou moet vra in elke toets, omtrent 30. En dan is daar 10% se hoër orde denke wat hulle jou moet vra. Dis nou vlak 4 vrae. Dis moeilike vrae daai en hopelik poog jy om dit reg te kry. Ek het nooit daai 10% gekry nie op hoërskool tot en met graad 12. Maar dis regtig buite die boks tipe vrae. So dis toepassing op toepassing van wat jy geleer het. Nou ek gaan bietjie van daai vrae raak. Net so bietjie. Jy sal sien ek sê hierdie is 'n bietjie moeiliker. So ek gaan bietjie daaraan raak, veral op 'n graad 8 vlak, maar ja, kyk kom ons gaan net daardeur en jy sal sien. Die eerste ding wat ons gaan doen, is hersiening en dan soos ek gesê het, gaan ons voorbeelde doen. Baie spesifiek nou, ons gaan nie alle voorbeelde doen nie. Ek het in my feitelike eksponent, my verduideliking eksponente video, het ek so 'n tabelletjie opgestel. En daar is 6 bewerkinge wat jy kan doen met eksponente en ek het hulle opgedeel in 'n tabelletjie en ek het hulle vir daar neergeskryf en ek gaan heeltyd van die tabelletjie af werk. So in my tabelletjie gaan dit nommer 3 en 4 wees. Die hersiening van daai tabelletjie is soos volg. Ek gaan nou net vinnig deur dit gaan want ons is al klaar 4 minute in die video en ek het nog nie eens reg begin nie. Aan jou linkerkant gaan jy jou grondgetalle hê. Daar is soos ek gesê het 6 bewerkinge. Aan die linkerkant is dit die grondgetalle en aan die regterkant is dit wat met jou eksponente gaan gebeur. So my grondgetalle, of ek plus hulle bymekaar of ek minus hulle bymekaar. Ek het al so 'n video gedoen, gaan kyk hom. Ek sal hom nou hier add iewers. Hy hoort nou hier op te pop. Die I bo regs in die hoekie. Daar is 'n video daar, 'n oefening video wat ek gemaak het, maar gaan kyk die bewerkingsvideo ook, die oorspronklike getalle, eksponente video. Hy het in hom verduidelik ek hierdie tabel deeglik, maar
Plus en minus doen jy niks. Dis eers hierso by die volgende een. As jy gaan maal met jou grondgetalle, dan gaan jy plus met jou eksponente, en as jy gaan deel met jou grondgetalle, dan gaan jy minus met jou eksponente. Dis wat ons in hierdie video gaan doen. Ek gaan sê nog maar sê, dis reël 3 en 4, maar moenie altyd dink dis reël 3 en 4 nie, as dit jou help om die vraag op te deel in reël 3 en 4 byvoorbeeld, kan jy dit gaan doen. Ek sal jou dalk aanraai om dit so te doen, want dit help jou brein om alles bietjie meer in hoe noem mens dit, in orde te plaas, maar jou wiskundeonderwyser gaan dit nie so, hulle gaan nie so daaroor praat nie. Dis letterlik net in hierdie video wat ek daaroor so gaan praat, want dis net makliker om bietjie orde te skep in jou denkwyse. Okay? So, kom ons gaan. In 'n volgende video gaan ek met jou praat oor wat gebeur as ek hakies het, so maar ek het hakies in my grondgetalle. Wat my eksponente dan gaan doen is, hulle gaan dan met mekaar gemaal word, en wortels gaan met mekaar gedeel word. Dit is baie eenvoudige tabel, ek sal jou regtig aanbeveel om hom te memoriseer en te leer. As jy van die tipe mens is wat eerder werk wil memoriseer en leer, is hierdie perfek vir jou. Want daar is sekere mense wat, soos hulle verstaan net die konsep, hulle verstaan net hoe die wiskunde sin maak, maar ander mense nou weer, en jy is dalk een van hulle, hou dalk eerder meer daarvan om 'n ding te leer en om net neer te skryf, en dan doen jy goed. So, as jy graad 8 is en jy hou eerder van leerwerk, so jy gaan biologie of een van daai, of rek of een van daai vakke vat, ja, besigheids, dan gaan jy goed doen, as jy hierdie ding net leer, want dit is leerwerk, basies. Maar as jy nie, sal ek jou aanbeveel, doen al hierdie vrae, al hierdie voorbeelde, dan gaan jy die konsep daarvan verstaan, en dan gaan dit bietjie makliker wees. So, voor ons begin, daar is verskillende maniere wat ek kan aandui dat ek twee getalle met mekaar gaan maal. As ek maal, gaan ek net plus met eksponent en minus gaan nie deel, as ek klaar gesê. So in die eerste geval, as ek maal, kan ek dit of aandui met 'n maal, soos jy nou maar ken van laerskool af, of dit kan 'n punt wees, of dit kan 'n hakie wees. Nou, daai punt, dis 'n punt in die middel, nee, dis nie 'n komma of 'n ding nie, dis 'n punt. Dis net omdat later werk ons met x'e, dan kan jy nie meer die kruisie gebruik nie. En dit raak 'n probleem, want as jy nou nie 'n kruisie kan gebruik nie, want daar's nou 'n x, of jou x lyk soos die kruisie, dan dink mense, o, jy maal, toe die slim oomies besluit, jy weet wat, kom ons sit net 'n punt tussen. Met deel is daar ook 3 verskillende maniere, of jy trek so 'n streepie tussen hulle, jy sit letterlik die deelteken, of dis een getal bo op 'n ander getal. Ons gaan na voorbeelde van almal van hulle kyk. Voorbeeld A. Hierdie is 'n oefening video, né? En ek sê dit dalk in al my oefening video's, dat jy moet hierdie ding gaan neerskryf, okay? Dit help nie, jy sit net en kyk, en dan speel jy die video, en dan doen ek dit vir jou, en dan is jy soos, o ja, ek verstaan dit. Nee, moenie dit doen nie. Jy flous jouself. Dis 'n klug. Jy verstaan dit nie regtig nie, jy gaan dit eers verstaan as jy dit gedoen het, voordat jy die antwoord gesien het, en dit reg gekry het. Dis die enigste manier hoe jy weet jy verstaan hierdie werk. So, as ek vir jou nou hierso neerskryf, en julle het dit in die klas gedoen, heel waarskynlik, x² maal met x to die mag 3. En ek het vir jou gesê, as die grondgetalle met mekaar maal, dan plus die eksponente. Dan hoort jy te weet, okay, die eksponente plus met mekaar is 2 plus 3, en my finale antwoord is 5. As jy die video gepause het, en jy het daai gedoen, en jy het hom neergeskryf, en jy het x to die mag 5 gekry, dan verstaan jy dit. Dan moet jy dalk 'n ander video gaan kyk, want jy verstaan nie die werk. Behalwe as jy die moeiliker goetertjies wil sien. Maar ons gaan nou uitkom. Voorbeeld 3, en voorbeeld B van die reël 3, die maalreël, wat ek gebruik, gaan wees as ek verskillende grondgetalle het. So, verbeel jy nou in daai vorige een, daar by A,
het ek net een grondgetal gehad. Ek het net 'n A gehad. Nou ons gaan nie nou dadelik kyk na wat gebeur as daar getalle in is nie, maar ons gaan kyk vinnig net gou na wat gebeur as jy twee verskillende veranderlikes het, 'n X en 'n Y. Want baie van julle 'n groot fout wat ek hierso sien is julle dink, okay, julle het hom nou geleer. Jy maal die grondgetalle, so dit beteken jy plus die eksponente. Maar julle vat al die eksponente. So jy vat daai 2 van die X, jy vat die 1 van die Y, jy vat die 5 van die volgende X en die 4 van die volgende Y. Jy plus almal bymekaar en jy sit dit in 'n hakie byte. Maar dis glad nie hoe dit werk nie. Glad nie. Jy moet eerder sê daai obviously daai Y het 'n 1. Vergeet ek het dit aangedui. Maar jy gaan vat die X en die X se eksponent. Nie die Y, los die Y. Want die Y moet met die Y en die X moet met die X. So die X en die X is 2 en die 5, so 2 plus 5 gaan vir my wat gee? En die Y gaan wees 1 plus 4 en dit gaan vir my wat gee? My antwoord gaan dan wees X tot die mag 7, Y tot die mag 5. Sien jy, ek het nie die eksponente, al die eksponente net bymekaar geplus nie. Ek het slegs die eksponente wat saak maak. Die eksponente van die veranderlikes wat dieselfde is. So die X en die X en die Y en die Y. Nou kom ons kyk bietjie na getalle. Ek dink ons kyk na getalle. Oeps. Ons kyk gou. Ek het geweet. Wat gaan gebeur as daar 3 voor is? Of 'n 4? So, daai veranderlikes, nê, X en Y, hulle werk actually as eksponente. Nou, is belangrik vir jou om te weet, dat as die getalle dieselfde is, kom ons sê dit was 'n 4 en 'n 4, dan sou dit dieselfde werk as X en 'n X. Kom ons sê 4 en 4 het hier gestaan en jy sê jy maal hulle met mekaar, dan gaan dit wees 4 kwadraat. Okay? En 4 kwadraat gee vir my 16, so hulle maal actually met mekaar. Maar, as hulle nie dieselfde is nie, dan maal hulle ook nie met mekaar. So, my getalle maal met mekaar. Daar's nie, nou die grondgetalle moet dieselfde wees vir die eksponente by mekaar te tel. Moenie hierso sê, my 3 het eintlik tot die mag 1 en my 4 het eintlik tot die mag 1. So, as ek die 2 met mekaar maal, kry ek 12, en daai 2 enetjies plus by mekaar, en nou het ek 12 tot die mag 2, en dit geef my 144 nie. Asseblief moenie dit doen nie. Ek het al gesien kinders doen dit, moenie dit doen nie. Die grondgetalle is nie dieselfde nie, so jy kan nie die eksponente met mekaar plus nie. Hierdie gee dan vir my, wat ek net eers deeglikheid het, die X met die X en die Y met die Y. So, 3 maal met die 4 gee vir my 12. X se 1, om nou uit 'n imaginary 1, 'n spook 1 daarbo, plus met die 2 van die volgende X en die 1 van die Y plus met die 6 van die volgende Y, en daarom kry ek 12 X tot die mag 3 en Y tot die mag 7. Ek hoop julle verstaan dit. Volgende voorbeeld. Probeer hierdie voorbeeld op jou eie. Ons het nou gesê wat gaan gebeur met die getalle, en ons het gesê wat gebeur met die veranderlikes. So pause die video, probeer hom. Jy weet nou alles. Jy weet nou hoe om alle hierdie te doen. Getalle en eksponente. Maar ek gaan aan. So, die half en die 8, hulle is buddies. Hulle wil vriende wees. Die A en die A, A tot die mag 17 en A kwadraat. Die C en die C, sien jy, my tweede term het nie 'n B nie, daarom gaan B alleen wees. Ek sou hom verder in die video highlight, ek hom nie eers nie, want soos hy is 'n loner en hy het niks vriende nie. So, 'n half maal met 8 gee vir my 4. A 17 plus 2 gee vir my A 19. B9 bly B9. En C 3 plus 5 gee vir my C tot die mag 8. Ek gaan nie daai tussenstap mee doen nie. Hoe gaan hy nou uitfreak? Jep, hy gaan uitfreak. Hierdie tussenstap waar ek hulle plus. ons het dit nou bevestig dat hulle heeltyd met mekaar gaan plus. So, ek gaan in die volgende voorbeeld half direk na die voorbeeld toe skiep. Anders sou ek hierdie video baie langer moes maak. Maar ek wil nie. Voorbeeld E. Ons is nog steeds by maal. So, 12 m tot die mag 3 n tot die mag 4 o tot die mag 7
punt, wat mos beteken maal 2 m to die mag 3 m to die mag 11 o to die mag 2. Probeer hom gou self, pause die video. Het gaan baie eenvoudig wees. Die getal maal ek met die getal, die m met die m, die n met die n, die o met die o. So al daai eksponente gaan my mekaar tel en my 12 maal met my 2, so dit gee vir my 24. My m tot die mag 3 plus 3 gee vir my m tot die mag 6. My o is 9 plus 2 en dit gee vir my, hoor wat sê ek. My o is 7 plus 2 en dit gee vir my 9 en my n is 11 plus 5 en dit gee vir my, wat sê ek? En is 11 plus 4 en dit gee vir my 15. Ek dink aan die 1 plus met die 4 was my 5, ja. Volgende voorbeeld, voorbeeld F. Dis ons werk nogal deur hulle. Waar is ons nou? Ons is nie halfpad nie, meneer nie. Nou, die derde manier waarin jy 'n maal kan voorstel is mos met 'n hakkie. Julle moet baie versigtig kyk na hoe lyk hierdie hakkie, want in julle graad 9 jaar gaan julle 'n metode uitwerk hoe jy met terme maal as daar 'n plus en 'n minus is tussen die hakkies. So kan jy sien met hierdie hakkies, dis twee hakkies wat langs mekaar is, maar in die hakkie self is daar nie 'n plus of 'n minus nie. Dis baie belangrik dat jy moet weet, daar mag nie 'n plus of 'n minus wees vir jou om hulle direk met mekaar te maal nie. Ek het nie 'n voorbeeld hier binne waar een van die hakkies 'n plus of 'n minus is nie, waaroor ek 'n bietjie spyt is, maar dis nie algemeen dat jy met dit gaan werk in jou graad 8 jaar nie. So ek het hom bietjie geskiep, ek moes hom eintlik insit vir daai 80% kinders. Maar ek sal hom in 'n graad 9 video hê, so as jy regtig wil, gaan kyk die graad 9 video. So, dit bly dieselfde, dis maar net so wel hulle maal met mekaar. Die 3 en die 5, die k kwadraat, die 4, en die L en die Z, hulle is loners, hulle het nie vriende nie. So, 3 maal met 5 gee vir my 15. K2 plus 4 gee vir my 6, L bly 1, Z bly 1. Of is jy G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O. Ons het nog 9 voorbeelde hoor. Dis nogal nice, Spaai voorbeelde, ek stem saam, ek sê nie nog van nou nie. As my juffrou vir my 17 vrae gee as huiswerk, sou ek nie bly wees nie, maar terwille van voorbereiding vir jou eksamen, moet jy regtig gatvol wees vir die wiskunde voordat jy dit actually verstaan. As jy soos moeg is, soos, ek het hierdie nou al 16 keer gedoen, dan doen jy dit 'n 17e keer. Weet jy hoekom? Want dan onthou jy dit, en dan droom jy daaroor, en dan pla dit jou in die aand, en sulke goeders. Hierso het ek die 3 verskillendes met mekaar gemeng. So kan jy sien, ek het 'n haakjie, ek het 'n maal en ek het 'n punt. Dis alles net maal. So begin eerder, ek weet hy's lank en ek weet hy's groot. So begin eerder net deur al jou getalle uit te sonder, 3, 2, 5 en 10. Alles is maal, so dis alles net een sop. Nee, alles raak aan alles. Alles vat aan alles en alles is gemeng met mekaar. So jy kan alles net met mekaar maal. Sonder die getalle uit, 3 maal met 2 maal met 5 maal met 10. M kwadraat, M tot die mag 3 en M tot die mag 9. L tot die mag 1, L tot die mag 1 en L tot die mag 14, N tot die mag 4, N tot die mag 1 en N tot die mag 8. Sien jy, ek los niks uit nie, daar is nie 'n O of 'n P of 'n Q wat loners is nie. Hierdie is my vraag. So, 3 maal 2 gee vir my 6. 6 maal 5 gee vir my, wat is dit? 30 en 30 maal 10 gee dan vir my 300. M tot die mag 2 plus 3 gee vir my 5 plus nog 9 gee vir my 14. L plus L gee vir my 2 plus 14 gee vir my L tot die mag 16. En tot die mag 4 plus 1 plus 18 gee vir my 23. Nog so lang voorbeeld?
Hierdie een is bietjie moeiliker. Is die buite die boks vraag. So, na die vraag maak ons klaar met maal. Dan gaan ons bietjie kyk na wat gebeur as jy hom deel en al daai goedjies en dan gaan ons kyk na wat as jy die twee met mekaar gemeng het. Wat ook lekker vetpret is. Maar kom ons sê die eksponente het nie getalle by nie. Wat gebeur? Dit bly presies dieselfde prinsip en konsep as normale getalle. So, jy gaan net sê, my x en my x kan met mekaar maal, vir die eksponent om met mekaar te plus. Dieselfde met my y en my y. Nou, hulle eksponente is veranderlik, so hulle kan nie eintlik met mekaar plus nie. Maar vir die eenvoudigste vorm kan jy hom so gaan neerskryf. Jy moet ook weet, jy kan dit terugvat. So, as hulle vir jou die onderste rytjie gee, hulle gee vir jou hierdie onderste rytjie, xm plus nyk plus l, kan jy hom weer gaan skryf in uitgebreide notasie as sulke dingetjie daarbo. Dit is baie belangrik dat jy dit moet weet, want jy gaan dit regtig baie gebruik in jou volgende graad 10, 11 en 12 jare. Dan kan ons uiteindelik aanbegin met die deel. Voorbeeld I is die vierde reël, so te sê, as ek hulle so het, 4 tot die mag x gedeel deur, daar is my eerste vorm van hoe ek het kan skryf, net feitlik die deelteken, dan gaan ek my voorste een, x tot die mag 4, minus met my agterste een my 2, dit gee net vir my x tot die mag 2. Daar is die een manier wat ek dit kan doen. Hulle kan dit ook vir my so gevra het. Hulle kon vir my gesê het, x tot die mag 4 op x tot die mag 2. Dit is presies dieselfde vraag as die linkerkantste een. So, jy vat die onderste een, en jy bring hom op en jy minus hom met die boonste een. So jy kry weer x tot die mag 4 minus x tot die mag 2 en dit gee vir my x tot die mag 2. Nog 'n voorbeeld, kom ons kyk gaan nog een. X tot die mag 8 uit tot die mag 7 gedeel deur x tot die mag 3 uit tot die mag 4. Wat het ek gesê, die linkerkantste een kom oor en minus, so dit gaan wees x tot die mag oor die x'e obviously. Ek kan nie die x'e, die y met y's met die x'e minus nie, jy kan ook nie die x minus die y's nie. Dit is baie belangrik dat daar moet 'n onderskeiding wees tussen hulle twee. Net soos met die maal. So, 8 minus 3 en 7 minus 4 gee vir my x tot die mag 5 en y tot die mag 3. Ek kan dit ook 'n ander manier gaan skryf. Ek kan hulle ook so op mekaar geskryf het en dis net so eenvoudig. Jy bly by jou x'e en jou x'e en jou y's en jou y's. Hierdie is dalk bietjie makliker want hulle staan direk bo mekaar. En dit gaan net weer vir my dieselfde vraag antwoord gee. 8 minus 3 gee vir my x tot die mag 5 en 7 die y minus 4 gee vir my y tot die mag 3. Voorbeeld K. Vinnige voorbeeld. Wat gaan gebeur as ek 'n getal voor het? Dit is presies dieselfde. Wat is 8 gedeel deur 2? En dan x is 'n loner, so hy het nie 'n maatjie nie. Die enigste een wat 'n maatjie het is my y. 8 gedeel deur 2, baie eenvoudig. Die x skryf ek net so oor en die y is 6 minus my volgende y wat 2 is. Dit gee dit vir my 4x kwadraat en hy tot die mag 4, want 6 minus 2 is 4. Voorbeeld L, hierso moet jy nou begin jou eie voorbeelde doen, want ja, pause die video, probeer dit self. Jy weet nou wat om alles te doen. Getalle deel net met mekaar. Die A en die A, so dit gaan A7 minus A2 wees. B3 minus daai 1 wat by die volgende een is. C se 2 wat met die 1 gaan minus, D se 12 wat met die 7 gaan minus en ek kry die volgende antwoord. 6 gedeel deur 18, 16 gedeel deur 18, 7 is A se 7 minus die 2, B se 3 minus die 1, C se 2 minus die 1 en D se 12 minus die 7. Dit gee vir my
2, want 8, 16, A tot die mag 5, B tot die mag 2, C tot die mag 1, wat ek nie hoef neer te skryf nie, jy kan as jy wil, en D tot die mag 5. Voorbeeld M, ek dink hy is moeiliker, nee hy is nie. Ek het geweet hy is moeiliker, ek is genius, sorry, jammer vir my geluid. 8, X tot die mag 3, Y tot die mag 2, plus met 16, X tot die mag 2, Y tot die mag 3. Wat jy hier gaan doen, gewoonlik omdat as daar plus is, moet die eksponente dieselfde wees. Jy kan nie gaan staan en die eksponente van, die getalle, die koëffisiënte, die getalle vooraan, van eksponente wat nie dieselfde is by mekaar plus. En jy kan nie dit gaan doen nie, ongelukkig nie. Hierso bo het ek 8 getal en 'n 16, en as hulle getalle aan die einde dieselfde was, so as dit was dat dit was x tot die mag 3, y tot die mag 2 plus, en dan nog een met 'n x tot die mag 3, y tot die mag 2, dan kon jy die twee koëffisiënte net met mekaar bygetel het, maar hierso verskil die x'e. So, die x tot die mag 3 is nie dieselfde as die volgende se x tot die mag 2 nie. Die eksponente verskil van mekaar. As jy sukkel om te verstaan hoekom ek dit nie mag doen nie, gaan kyk asseblief my oefening video oor plus en minus rakende eksponente, want daai hoort vir jou 'n verduideliking te gee van hoekom mag ek daai nie net by mekaar tel nie. So, verder is daar 'n 2x y2 daaronder. Nou, hierdie is nie iets wat julle in julle graad 8 jaar gaan leer nie. Nie waarvan ek weet nie. Behalwe as julle in soos 'n IB skool is, waarvan die syllabus ek nie heeltemal bewus is nie, en hulle doen sulke moeilike vrae, al op graad 8. Maar jy gaan hom opdeel. Jy kan hom in 2 groepies opdeel. Die eerste een gaan wees die 8 en daai een. FYI, as jy nie belangstel om 80 te kry nie, skiep hierdie voorbeeld. Gaan na N toe. Die volgende een gaan wees daai 2 dae. So, jy breek hom op in 2 breuke, want onthou as jy plus met breuke, dan moet die noemers dieselfde wees. Dis mos wat jy doen in die einde, in die onderkant, die noemers. Die noemers, die getalle onder moet dieselfde wees, vir jou om die tellers, die dingetjies bo by te tel. Hierso breek ek dit net op. Ek sê vir jou, die noemer is dieselfde, daarom kan ek dit opbreek, sodat die tellers bo mekaar is. Die tellers bo sy eie noemer is. Kyk dat daai 2 tot die mag 2x y tot die mag 2 aan albei kante dieselfde bly. Dis dieselfde noemers, hulle bly dieselfde, jy kan nie aan hom gaan verander nie. Maar, ek kan nou my getalle met my getalle gaan deel. So, 8 gedeel deur 2 en aan die ander kant 16 gedeel deur 2. Ek kan nou my x'e met mekaar deel en ek kan dieselfde doen met my y's. So, dit is baie makliker. Ek kon dit dalk daarbo doen, maar ek sou nie wou nie, want ons 'n plus tussenin. So, as ek hom so opbreek, is dit baie makliker. Dan is dit nou nie meer 'n moeiliker voorbeeld nie, dan is dit 'n maklike voorbeeld. 8 gedeel deur 2, x se 1 kom op, en hy minus met die 3. Y word 2 minus 2, wat gebeur daar? En 16 gedeel deur 2, x is 2 minus 1 en y is 30 minus 2. Dit gee vir my 8 gedeel deur 2 gee vir my 4. X se 3 minus die 1 gee vir my x tot die mag 2. Y het 2. En ek vat 2 weg, wat bly oor? 0. Nou, jy hoort te weet, dat as ek 'n tot die mag 0 het, want daai is 2 minus 2, so dis eintlik y tot die mag 0. As ek 'n tot die mag 0 het, beteken dit enigiets tot die mag 0 is 1. So y verander tegnies in 1 in. Tegnies, as jy nou so wil redeneer daaroor. 16 deel met 2 en x se 2 minus 1, so hy het net 1 oor en y
die agterkant se y se 30 minus net met 2, so jy het daar 28 oor. Maak dit vir jou sin, hy is 'n bietjie moeiliker, net omdat daai eerste stap, hulle nie regtig iets is wat jy in graad 8 doen nie. Maar, nou weet jy van dit, jy gaan dit baie doen in graad 9, en soveel meer in graad 10 en in graad 11. Graad 12 nie so bad nie, dink ek. Dalk so 1 of 2 keer deur die jaar. Maar dis hierdie se tegniek. En hy werk nogal lekker, want soos, hoe anders gaan jy hom doen? Ek weet nie, as jy weet, dan kan jy my maar sê. En, ons is amper by die einde. LMNOP en OP. Ons het 4 voorbeelde oor. Dink ek, is ek verkeerd? Ek weet nie. Met M gaan ek om gemeng, obviously. So, bo het ek 'n lekker X, onder het ek 'n lekker X. Wat jy basies doen, is, dis alles een groot sop. Jy plus die 2 bo by mekaar en jy minus die 1 waar meer daar gedeel word. So, 2 plus 3, minus 4 gee vir my, nee, dat is die bose kant, sorry. En dit gee vir my net X tot die mag 1, maar ek hoef nie die 1 neer te skryf nie, so dis net X. Maak dit sin? Voorbeeld M. L, M, N. Ons het al M gedoen. En O, so voorbeeld O. Ook 'n deelsom, maar in hierdie geval is daar 'n kombinasie tussen die veranderlikes. Daar's 'n A en 'n B. Nou, jy doen presies wat jy nog heeltyd gedoen het. Die soortgelykes deel met mekaar. So die A se 3 en die A se 4, hulle gaan met mekaar plus. Die B se 2 en die B se 1 en die B se onderste 2. So dit gaan wees A 3 plus 4, B 2 plus 1, maar dan minus jy daai 2kie daar, wat vir my A tot die mag 7 gee, B tot die mag 1. Voorbeeld P. Gits, het ek vergeet van voorbeeld P. Ja, ek is baie goed in my alfabet nie. Waar was dit in? Somme is... Okay, dis 'n cool joke. So. Nou is daar getalle by. Wat doen ek met die getalle? Baie eenvoudig. Ek doen met die getalle presies wat ek nog heeltyd met al die ander gedoen het. Ek sê, my getalle, so hierdie gaan wees maal eerste. Ek stel jou net voor maal net eerste. So, 9 maal met 2 gee vir my 18. 9, 18. En dan moet ek hom deel, want ek sê basies deel met die 6. So, jy gaan dieselfde doen met jou eksponente wat jy nog heeltyd gedoen het. Jy plus en minus en maal en deel net waar ook al jy wil. Jy kan eers te bo doen. Ek sou dit voorstel, as jy sukkel, soos in die vorige een, was jy 'n bietjie onseker oor alles wat in dieselfde lyntjie geskryf word. So, vir die eenvoudig dalk eers net bo, dan kry jy 9 maal met 2 gee vir my 18. X 3 plus 2 gee vir my 5 en Y 4 plus 17 gee vir my 21. Alles nog steeds op dieselfde term of op dieselfde noemer. X 6, X tot die mag 4, Y tot die mag 8. Nou is dit bietjie makliker. Nou kan ek net my getalle doen. 18 gedeel deur 6 gaan 3 wees. X5 tot die X5 op X4 en Y21 en Y8. Dit los my met dit los my met 3, 18 gedeel deur 6, 5 minus 4 en 21 minus 8. So, hy lyk baie moeilik. Daar's soos 4 stappe hierso. En ja, sure, dit is moeilik, maar dit is ook eenvoudig en is maklik en dis doenbaar. Jy kan dit doen. Glo dit of nie, ek glo in jou. Jy's 'n ster, jy kan hierdie doen. Dis nie so moeilik nie. Voorbeeldjie. Hier is my, so te sê, my moeilikste voorbeeld, dink ek. Ja, ek dink so, want ek het hom nogal taaf gemaak, hoor. Maar hy is presies dieselfde as al die ander voorbeelde.
En die getalle bly die getalle. Ek het 'n hakie daar buite gesit om dit mekaar te maak, maar die getalle bly die getalle. Het ek 'n hakie daar buite gesit om dit mekaar te maak? Ja, ek dink ek het. Nou, die getalle bly die getalle en die eksponente bly die eksponente. Daai P tot die mag 4, hy's alleen, jy doen niks met hom nie. So jy sê dan net hierso 4 maal met 3 gedeel deur 6 L2 minus 1 M plus 4 M se 1 plus 4 minus my onderste 1 O se 7 plus met die 12 minus die 10 gee dan vir my 2L M tot die mag 4 en O9. Ek hoop jy het 'n paar dinge geleer in hierdie video. Uiteindelik gedink ek gaan langer wees. Ek het gedink ek gaan hier sit en vir 50 minute net met julle chat, maar duidelik nie. Duidelik was hy baie korter as wat ek gehoop het. En ek hoop dit het julle gehelp. Dit was 17 vrae, 17 voorbeelde wat ek hoop jy het dit alleen gedoen. As jy dit nie gedoen het nie en jy het net hierdie video aangesit en weggeloop en jy laat hom maar speel in die agtergrond want jy hoor en dan kyk jy elke nou en dan is ek verstaan dit. Jy gaan nêrens kom in wiskunde as jy dit doen nie. Genuine. Dit is 'n interaktiewe vak. Jy moet actually sit en die dinge neerskryf. Jy moet dit sien. Jy moet sien hoe jy die X maak en die 4 met die ondersteun minus en allerhande sulke goedjies. So jy kan nie net louf nie. Dis my persoonlike opinie. Anders so gaan jy 'n 50 kandidaat wees en jy gaan 'n 50 kandidaat bly. Want jy werk op korttermyn geheue alleen in plaas van inoefening, verstaan en reputasie. Maar dis die einde van my part, van my deel. Daar gaan 'n volgende video opkom oor ons het nou reël 3 en reël 4 gedoen. Ek gaan reël 5 en 6 doen en dan gaan ek 'n volgende video daarna waarin ek almal met mekaar meng. Dit gaan 'n lekker moeilike video wees. En van daai vrae kry jy in 'n toets ook net 1 of 2, maar hulle tel so 7 punte want hulle kyk na wat doen jy met die getalle. Hulle kyk na wat doen jy met die elkeen se eksponent. Hulle kyk hoe jy vereenvoudig, hoe jy jou antwoord kry. Hulle kyk al daai goetertjies en dan kan jy so 7 punte daar verloor of kry as jy dit oefen. Maar dis alles van my kant af. Ek hoop ek sien jou iewers in die toekoms.